Dat u hierdie week saam met ons die tyd sal uitsit en sal inneem en luister. Vanaand kom ons 6 uur bymekaar. Vanaand gaan ons hanteer oor waarom laat die Here toe dat ons siek raak. Wat is die doel agter siekte? Dis 'n belangrike vraag, liewe vriende, want elkeen van ons hier het al aan 'n vorm van siekte gely. Van ons, wat ek weet vanmôre hier is, al iets so erg soos kanker. Maar van die ander pool wat dalk is dit net 'n griep of 'n verkoue. Maar deur dit alles sien ons raak dat God het 'n plan met wanneer hierdie dinge oor ons pad kom en iets wat hy in en deur jou en my lewe wil verrig. En daarom wil ek jy klaar nooi, koop die tyd uit. Kom luister vanaand ook saam met ons. Maandag, Dinsdag en Woensdag om 7 uur. Dat ons die breë raamwerk in verstaan en begrip van siekte en besonder die genesing en die kruis in een sal raak sien. Kom ons lees daar saam, Eksodus hoofstuk 15 vanaf vers 22. Daarop het Moses die Israeliete laat wegtrek van die Skelfsee af en hulle het uitgetrek na die woestyn Sur. Hulle het toe 3 dae lank in die woestyn getrek en geen water gekry nie. En hulle het in Mara gekom, maar kon die water van Mara nie drink nie, want dit was bitter. Daarom heet die plek Mara. Toe murmureer die volk teen Moses en sê, wat moet ons drink? En hy het die Here aangeroep en die Here het hom 'n stuk hout gewys. Dit het hy in die water gegooi en die water het soet geword. Daar het hy vir hulle 'n insetting en verordening vasgestel en hulle daar beproef en gesê, as jy getrou na die stem van die Here jou God luister en doen wat reg is in sy oë en luister na sy gebooie en al sy insettinge hou, dan sal ek geen een van die siektes op jou lê wat ek op Egipte gelê het nie, want ek is die Here wat jou gesond maak. Daarom het hulle by Elim gekom, wat 12 waterfonteine en 70 palmbome was, en hulle daar by die waterlaar opgeslag. Net tot sover uit onfeilbare woord van die Here. Ek vra vir elke manspersoon vir wie moontlik om te staan, en dan verenig ons saam in gebed. Hemelvader, Here, baie dankie vir hierdie môre en die voorreg wat ons het om so by mekaar te kan wees. Dankie vir u woord wat lewendig en waar is. En dankie Here dat ons kan weet u het vanmôre nog die begeerte om met ons te praat en te deel en toe te rus en uit te stuur. En Here, so wil ons kom vra dat u vanmôre en ook deur hierdie week by ons sal kom stil staan. En dat ons in hierdie tyd, Here, waarlik die boodskap van goddelike genesing sal begryp, verstaan en ten harte sal neem. En Here, dat ons daardeur sal leer en verstaan presies wie u is en wat u van ons sal verwag as u kinders. Ons vra Here dat u ons nou in hierdie môre sal kom seën, ook waar ons hier aan die einde van 'n maand staan, dat u ons sal deurdra, voorsien vir ons Here en kom lei ons ook so. Ons bid hierdie dinge in Jesus se heilige, kosbare en dierbare naam. Amen. Nou, liewe vriende, vanmôre wil ek graag met u praat oor die tema die God wat genees, Jehovah Rafa. Van u sal dalk onthou, laas jaar het ons verbondsname van God hanteer. Jehovah Rafa, Jehovah Nissi, al hierdie name van God wat hy kom gee as 'n bewys van sy karakter, wie hy is en hoe homself kom openbaar aan u en aan my. So help dit ons om God te sien vir wie hy waarlik is en hoe homself aan ons kom openbaar as die heilige verbondsgod wat deur Christus se kruisredding ook vir ons genesing bring, om die oorsprong en ook wel die bewerker van siekte vanmôre te kan raak sien, maar wat die Here daardeur vir een vir my kom bied as oplossing. So bring dit ons om vanmôre te sien ook wat hier by Mara gebeur het. Ons sien by hierdie geval kom die Israeliete, hulle eerste, na die uittog van Egipte, hulle eerste konfliksituasie teë. Na die Here vir hulle kosbaarlik voorsien het en versorg het, kom hulle en hulle is dors en het geen water om te drink nie. Vroeër het die Here vir hulle water deur 'n rots verskaf. En die Nuwe Testament sê ook vir ons, daardie rots was Jesus Christus. En hier kom hulle by Mara waar die water bitter is, brak is. Soos hier by ons in Brakpa, wat hulle nie van kan drink. En die Here voorsien vir hulle daardeur om vir Moses die opdrag te gee om 'n stuk hout te neem, dit in die water te gooi en so die water soet geword. Hier kom wys die Here vir hulle duidelik uit dat hy die een is wat vir hulle voorsien, vir hulle deurdra
en alles vir hulle moontlik maak, vir hulle voorsiening en vir hulle sorg. Maar in hierdie gedeelte kom gee die Here ook vir hulle verbondsnaam, waar hy vir hulle sê, ek is die Here wat jou gesond maak. En na die woord gesond maak is die woord Rafa, die God wat genees. Die Here sê, as julle luister na my stem en doen wat ek vir julle sê en doen wat reg is in my oë, my gebooie gehoorsaam en al my insettinge hou, dan sal ek geen van die siektes op julle lê wat ek op Egipte gelê het nie, want ek is die Here wat jou gesond maak. Hier word God nie net as een wat kan genees of een wat voorgehou word wat genees nie, maar hy is die genesing self. Ek is die Here jou geneesheer. Sy naam is 'n selfopenbaring, 'n venster in God se hart in, om te sien wie hy van aard is en wat hy vir ons voorhou en vir ons wil kom openbaar. Nou wat beteken hierdie raaf? Die Hebreëse wortel raaf beteken genees, herstel, om heel te maak dit wat gebroke is. Dit word vir liggaamlike genesing gebruik, dit word vir geestelike genesing gebruik. Dit word selfs vir nasionale genesing gebruik, dat 'n nasie weer onder God val en weer die Here begin dien en volg. Hy genees die gebrokenis van hart, sê Psalm vir ons. Rafa is dus nie net bloot 'n pynstiller nie. Dit is 'n herstel van die integriteit om weer te word waarvoor God jou en my geskaap het. Dit is 'n herstel wat gedeeltelik plaasvind hier op aarde, maar volkome wanneer die Here jou en my kom haal. Daarin sal ons later sien as ons kyk na die oorsprong van siekte en wat daarin gebeur het. Ons sien ook dat dit is 'n verbondsnaam, nie maar net iets om ligtelik op te neem nie. Hier by Mara koppel God genesing aan 'n verbondsnaam. Dis nie 'n transaksie nie, met ander woorde wat jy doen sal ek doen en jy ontvang vir wat ek vir jou gedoen het nie, soos by afgoderry nie. Nee. Dis 'n verhoudingsrealiteit om onder die Here se heerskappy te lewe. Is om onder sy sorg te leef. Hy voorsien vir jou en vir my. Hy behoed ons, hy heel in sy volk en hy dra ons ook deur. Genesing is in gebed die verhoudingswoord ek is vir jou, die God wat genees. Dit is wat die Here hier vir jou en vir my kom voorhou, van wie hy is deur hierdie naam. En daarom moet ons vra, wat leer hierdie naam, Jehovah Rafa, vir jou en vir my? Dit wys vir ons na God se heiligheid. Hy is die bron van die genesing. Hy is nie die bron van die siekte nie. Hy is die oplossing, nie die probleem nie. Saam met dit kom openbaar dit vir ons sy barmhartigheid. Hy buig tot ons as behoeftiges. Hy raak die onreine aan en maak dit heel. In die Ou Testament was dit so, wanneer iemand melaats of sieklik was hulle verban uit die samelewing uitgestoot, om te sê, jy is nie welkom hier nie, want jy is onrein. En deur die voorbeeld van Jesus openbaar God sy hart aan jou en my, dat hy kom en hy word mens deur Jesus Christus, en hy kom nie vir die wat ryk en gesond is nie, maar vir die wat gebroke en stikkend en sieklik is. Jesus kom na die melaatses. En waar volgens die Ou Testament, as jy 'n melaatse aangeraak het, het jy self onrein geword. Is dit eerder waar Jesus 'n melaatse aangeraak het hy genees geword. Dit is die barmhartigheid wat God vir jou en vir my toon deur hierdie naam Jehovah Rafa. Maar saam met dit wys ons ook sy getrouheid. Wat hy is, bly hy. Hy's onveranderlik. Gister, vandag en altyd heen bly God dieselfde, Hebreërs 13 vers 8. Hy sal altyd hierdie God wees. En daarom, liewe vriende, laas Sondag het ons 'n getuienisdiens gehad. 'n Geleentheid waar baie kon getuig het van wat het die Here vir my gedoen. En ek is seker, as ek gesê het, is daar nog wat getuig, sou elkeen iets kon deel, waar die Here al deur u lewenspad vir u voorsien het, genees het of deurgedra. En dit is vir u en vir my 'n oproep om te weet, dat daardie selfde God wat met my was, is met my. En daardie selfde God wat met my is, sal met my wees, want hy is getrou. Dit wat hy vir my gedoen het in die verlede, kan hy vir my nou ook kom doen. Wat ook al my nou in die oog staar as 'n gevaar of 'n vrees of 'n bekommernis of 'n angs,
Hy self is die oplossing daar. En hy is 'n waarborg deur die naam wat hy aan jou en my kom gee. Maar dit wys ook vir jou en vir my as sy soewereiniteit, 'n baie groot woord. Soewerein beteken alleen heersend, almagtig. Hy is bo alles en almal verhewe. Hy genees op sy wyse, op sy tyd en gebruik selfs middele om dit te kan laat plaasvind, medisyne, wetenskap of selfs natuurlike wetgewings. Die Here is die een wat genees op die manier soos hy begeer. Ons sal maandag aand ook kyk en praat oor wat is goddelike genesing nie. Dit is baie keer nodig om die negatief te verstaan om die positiewe te kan beleef. Maar klaar wys die woord vir ons, God is die een wat genees, wie hy wil, wanneer hy wil, hoe hy wil. Nie volgens my wil of wat ek dink of ek begeer nie, maar volgens wie hy is. Maar dan laastens, wanneer ons kyk, wat leer die naam vir ons? Dit is 'n kruisgerigte naam. Wat bedoel ek dan daarby? Met Jehovah Rafa en die gebeur daar by Mara, is dit al klaar 'n heenwysing na die kruis van Jesus. Die hout wat Mara se water soet gemaak het, wys vir ons vooruit na die hout van die kruis. En deur die kruis word dit wat bitter is, soet, wat 'n vloek is tot seën, die gebrokenheid geheel. Andrew Murray skryf in sy boek In Divine Healing dat God se naam heiligheid en goedheid saambring. Wat hy in sy naam beloof, bedien hy in Christus. Genesing is nie 'n losstaande gunstigheid nie. Dit is die vrug van God se karakter in sy verbond. Dit is wie hy van aard is. En die woord leer vir ons, al is ons ontrou, hy bly getrou. En God kan nie teen homself gaan nie. As hy homself verklaar as 'n God wat genees, sal hy vir altyd en ewig wees die God wat genees. A.B. Simpson, jy sal baie van die twee name ook hoor in hierdie volgende reeks, in The Gospel of Healing, plaas in sy 4 evangelie Christus die verlosser, die heiligmaker, geneesheer en ook die komende koning. Ons kerk se 4-ledige boodskap. Die naam Jehovah Rafa verbind sy volheid in Jesus self. Want sien liewe vriende, die kruis beteken veel meer as net redding van ons sonde. Dit is sonder twyfel die hooftema. Die hoofrede waarom Christus vir ons aan die kruis gesterf het. Maar vanuit die kruis sprei daar vir kinders van die Here kruisvrug, soos ons daarvan praat. Dat ons uit die bron van die offer kan put om onsself te versadig in ons verhouding met Christus. Om te groei en nader aan hom te beweeg en verder vanuit hierdie wêreld. Een van daardie vrugte is heiligheid, om meer soos Christus te word. Waarom kan ons dit doen? Want hy het ons in staat gestel deur die kruis. Maar een van die kosbaarste vrugte wat voortkom vanuit die kruis van Jesus is genesing. En daarom verklaar Jesaja die profeet voor die kruisiging in Jesaja 53 vers 5, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons sal later in diepte na hierdie vers ook dan insien. Maar ons eerste gedagte vir môre, kyk ons na die oorsprong van siekte. Voor ons diep in vertrek en verstaan wat genesing is, moet ons eers verstaan waar ontstaan die probleem. Hoekom gebeur dit dat mense siek word? Siekte was nie deel van Eden nie. Toe God Eden en die aarde geskaap het, was dit volmaak en perfek. Alles en almal sou vir ewig geleef het. Niks sou gesterwe het nie. Daar was geen pyn, geen dood, geen gebrokenheid. Die menslike liggaam was goed gemaak na God se beeld. Siekte is dus nie 'n produk of het sy oorsprong in die skepping nie, maar eerder het dit daarin ingedring deur die sondeval. Die sondeval bring gebrokenheid in. Met Adam se ongehoorsaamheid kom die vloek, soos die woord daarna verwys, die wêreld in. Die skrif beskryf die volgende as wyses as skuld hiervan. Deur die sondeval kom daar moeite in die wêreld, pyn in die wêreld, dorings en distels en selfs die dood. Dit is nou weer die vrug wat die sonde voortgebring het in hierdie wêreld. En wat dit bewerk vir die mens op hierdie aarde. En hierdie vloek, liewe vriende, is niemand van vrygespreek.
Maak nie saak hoe goed van 'n mens ek is nie. Maak nie saak hoe na ek aan die Here leef nie. Ek is nog steeds gebonde aan hierdie vloek. Iets wat ons sal beleef van die sondeval, ons almal, as die Here vertoef om te kom, is ouderdom. Die pyne en die skete, brille en pille soos hulle van praat. Al hierdie goed sal oor ons pad kom, maak nie saak hoe naby ek aan Christus lewe. Maak nie saak hoe getrou ek aan hom is nie, want dit is deel van hierdie wêreld se vervalle toestand. Dit is wat gebeur het toe son in hierdie wêreld ingekom het. En dit is wat versprei reg deur die wêreld heen. Maar nou sien ons ook die uitwerking van die sondeval in vandag se lewe. Daar's 'n biologiese uitwerking, mutasies, veroudering en breekbaarheid. Daar's 'n rasionele verandering, isolasie, stigmas en vrees. Daar is 'n geestelike verandering, twyfel, moedeloosheid en ook versoeking om God se getrouheid te wantrou, nie meer op hom staat te maak. En selfs sosiale veranderinge, stelsel wat armes hard tref en die toegang tot sorg ongelyk maak. Dit is altyd vir my so interessant as dit weer daai tyd van die jaar is vir die politieke debatte en die een party het en die ander party en die een sê die ander een sleg en hoekom hulle stelsel nie werk nie en die ander een sê die ander een reg of sleg om sy stelsel nie werk nie, maar nie een besef dat hierdie wêreld sal altyd ongelykheid inhou. Hierdie wêreld sal altyd een bevoordeel en die ander een minag. Hoor mooi, die wêreld, nie God. Daar sal altyd een voordeel trek en een skade ly. Tereg of nie, of ek dit verdien of nie. Dis die ongelykheid, die gebrokenheid wat in hierdie wêreld ingekom het en die realiteit is van dit wat ons beleef en raak sien. Siekte is nie toevallig of per ongeluk of deel van God se skepingsmodel nie. Dit het ingekom deur die mense ongehoorsaamheid en so dring dit tot almal deur. Dan moet ons ook sien dat siekte by homself nie stil staan nie, maar dat daar 'n bewerker agter dit is. Die een agter die verwoesting, en dit is die duiwel. En hier kan ons al klaar sê, hoe baie kerke ontken vandag die bestaan van Satan? Hoe baie kerke ontken die bestaan van die ewige toorn en hel? Dis hoekom hulle nie oor genesing wil praat nie. Want as ek oor genesing wil praat, moet ek eers praat oor die siekte. En wie siek maak. En hy het 'n naam. Jesus noem hom 'n moordenaar van die begin af, volgens Johannes 8. 'n Dief wat kom om te steel, volgens Johannes 10. Die skrif verbind sataniese onderdrukking met liggaamlike verborgenheid, ook aan die mens toe. Job 2 vers 7, toe het Satan Job met bose swere geslaan. Hy is die een wat dit bewerk en maak. In Job 1 sien ons, verskyn hy, die aanklaer word hy genoem, voor God. En die Here sê, het jy gelet op my knegt Job, hoe getrou hy aan my is. En die Satan kom sê dat as hy alles van hom wegneem, sal hy nie so getrou wees nie. En wat sê die Here daar vir Satan? Doen hom om wat jy wil, maar vat nie sy lewe nie. En die Here stuur al hierdie dinge oor Job, dat hy met hom sal plaas wat het gebeur, siekte en pyn en lyding. Want hy is die bewerker daarvan. Lukas 13 vers 16 sien ons 'n dogter van Abraham wat deur die Satan verbind is 18 jaar lank. Handelinge 10 vers 38, Jesus het almal genees, hoor mooi, wat deur die duiwel oorweldig was. Waarom doen hy dit? Waarom sal die Satan die mens wil siek maak? Waarom sal hy begeer om dit aan ons te doen? Eerstens om God se beeld in die mens te skend. Dat ons vergeet in wie se beeld ek en u geskape is, in wie se afdruksel ons is, en in wie se beeld ons gemaak is om te lewe soos hy van ons af begeer. Die Satan doen dit om mense van hulle geloof en hulle aanbidding te beroof van God af. Want wanneer ek siek en moeg en sat is, voel ek moedeloos en die begeerte om God te dien maar min. Om die sending van die kerk te ondermyn en om die leuen te saai dat God nie goed is of naby is. Dit is wat Satan wil bewerk en wil bring deur siekte in die kind van die Here se lewe. Andrew Murray onderskyn fyn, siekte is 'n algemene gevolg van die val, soms direk deur die vyand, soms onder God se toelating vir dissipline of verdieping, wat ons vanaand ook nou sal kyk. Maar nooit God se wreedheid nie. Dis nie die Here wat hierdie dinge aan jou en my doen, om ons kwaad aan te doen,
of ons te verwoes, of ons te neer te druk nie. Maar in God se toelatende wil, kom die sielvyand en hy is die bewerker van hierdie siekte. Vir hom, om ons te verwoes. Vir God se toelating, om 'n dieper werk in jou en my lewe te kom bring en te verrig. Maar dit bring ons by ons tweede gedagte, die genesing van siekte. En ons moet eerstens daar afvra, wie genees? Wie is die een wat gesond maak? En die antwoord is duidelik, God self. Ek is die Here wat jou genees, het ons gehoor. Ek is die Here wat jou gesond maak. Hy vergewe al jou ongeregtighede en hy genees al jou krankhede, sê Psalm 103. Alle werklike genesing, of dit deur gebed, mediese middele of deur 'n natuurlike proses is, kom uiteindelik van God af. En daarom, lieve vriende, vroeër jare was dit so verkondig aan mense dat jy geen ongeloof mag hê, net op die Here mag vertrou. En dan gooi mense hulle bloeddrukmedikasie weg en hulle vat hulle brille, hulle breek dit en sê ek vertrou op die Here, nie op 'n bril nie. En ek wil vir julle sê of jy vanmôre 'n bril dra of medikasie gebruik, maak dit nie ongelowig. Want die manier waarop God genees varieer. Dit kan wees deur 'n kosbare wonderwerk waar hy u kom aanraak en in onmiddellik genees. Maar selfs deur medikasie, met natuurlike gebruike, kan hy dit ook vir u en vir my kom doen. Ek onthou as jong seun daar op die kweekskool, dokters het vir my gesê ek sal vir die res van my lewe sal ek 'n neusproei moet gebruik en elke dag 'n handvol pille moet drink net om nie sinus te kry nie. En toe kom ek daar op die kweekskool en vir die wat al op die kweekskool was, sal weet daar's net grasdakke, heiliglik nie meer nie. En ek onthou eendag toe ek my hand so vol pille sit, ek moes my pille so vat en so gesluk het met 'n hand vol. En ek kan onthou ek sê Here, ek vertrou nie op hierdie pille nie maar ek vertrou op U dat U deur medikasie my kan genees en gesond maak. Na ek my pille gedrink het en klas toe was, op 'n dag maak ek 'n laai oop en ek sê, "Joh, maar my laai is vol pille. Waar kom al die pille vandaan?" Toe val dit my by, maar 6 maande het verloop en ek het nooit 'n pil gedrink nie. En ek besef wat God daar vir my gedoen het. Hy het genees. Hy het gesond gemaak. Of dit is deur 'n dokter, of dit is deur medikasie, of dit is deur 'n wonderwerk waar hy jou en my kom aanraak. God is die een wat gesond maak. God is die een wat genees. Maar nou vra ons ook vanmôre, waarom genees hy? Barmhartigheid is een van die redes. Jesus het innig jammer vir die mense gevoel, sê Markus 1 vers 41. Hy het innig jammer gevoel vir die siekte en die pyn en lyding waaronder hulle geval het. Hy genees uit sy heerlikheid uit. Dit is sodat die werke van God in hom geopenbaar kan word, Johannes 9 vers 3 vir ons, waar 'n blinde man sit en sy disippels vra, Here, hoekom is hy blind? Is dit sy ouers se skuld of is dit sy skuld? En God sê nee, dis sodat ek verheerlik kan word, sê die Here. Maar dit is ook vir ons 'n koninkryksteken dat Jesus naby gekom het. As ek deur die Gees van God die demone uitdryf, dan het die koninkryk van God tot by julle gekom, sê Matteus 12 vers 28. Maar dit is ook 'n bevestiging van sy woord. Die Here het saamgewerk en die woord is bevestig deur die tekens waarop hy dit gedoen het en kom openbaar. Deur die Ou Testament kry ons die beloftes van genesing, waar hy ons wonde sal verbind, waar ons sal gesond maak, die blinde se oë sal open, die krepeles laat loop en hier kom openbaar Christus dat hy 'n waarmaker is van sy woord. Maar ook kom doen die Here dit om ons te herstel tot sy diens. Want kom ons wees eerlik, lieve vriende, wanneer 'n mens daar in die bed lê as gevolg van siekte en jy bid tot die Here uit desperaatheid uit. Hoe sê ons die Here, kom maak my gesond, genees my. Ek sal alles vir U gee. Ek sal U volop dien. Ek sal U naam verkondig onder almal en ek sal vir U diensbaar wees. En dan kom raak die Here aan. En die vraag is, wat dan? Roep my aan in die dag van benoudheid, sê Psalm 50, en ek sal jou uithelp. En die laaste gedeelte van daardie vers sê, en jy moet my eer. Die Here kom genees ons om ons te gebruik tot sy diens. Maar nou vra ons ook, waardeur genees? En die antwoord vanmôre is die kruis. Ek het vir u genoem medikasie en dokters, maar die oorsprong van u en my genesing lê in die kruishout van Christus. Hier lê die diepte van die onderwerp en die skrif
verbind genesing regstreeks aan Christus se verlossingswerk. Jesaja 53, soos ek vir u genoem het, wat sê, waarlik ons krankhede het hy op hom geneem en ons smarte het hy gedra en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. En nou is daar baie mense wat wil sê, nee, maar hierdie is net geestelike genesing. Dit praat eintlik van redding. Jy's genees in jou siel. En as dit so was, liewe vriende, wonder ek wat sê Matteus 8 vir ons. Matteus 8 sê vir ons uitdruklik, na Jesus klomp mense genees, staan daar sodat vervul sou word wat deur die profeet Jesaja gespreek is, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Na Jesus fisies mense genees het hy ook die profesie van fisiese genesing vervul. Jesus se genesing is 'n produk van die kruis, want die kruis is die oplossing vir die sondeval. Sien, liewe vriende, dit is vanaf die boom in die tuin van Eden tot die kruis van Golgotha. Hierdie twee gebeure staan sentraal en ook in teenoorgestelde pole teenoor mekaar. Een bring val en verwoesting, ander bring verlossing en herstel. Die kruis is die manier waarop Christus die oorwinning behaal het, dat wanneer hy weer terugkom, hy hierdie wêreld sal kom nuut maak. In Romeine 8 lees ons, daar is 3 wat sug. En hierdie sug is nie 'n moedelose sug nie. Maar dink wanneer u in 'n ry staan en u is amper voor, dan gaan u amper 'n sug van verligting. En al 3 hierdie sugte wat ons lees in Romeine 8 is in afwagting vir die wederkoms om nuut gemaak te word. Die eerste sug is van die aarde self. Die aarde sug in afwagting om nuut gemaak te word. Want net soos ek in die onder die val van sonde, die vloek van sonde staan die aarde ook. Ons sien die besoedeling, ons sien die ozonlaag wat agteruit gaan, ons sien die pole wat meld, al die dinge moet gebeur, want die wêreld sal onder 'n vloek. Maar wanneer Christus terugkom, word die wêreld nuut gemaak. Die tweede wat sug daar is ek en u, kinders van die Here. Om te sê, kom Here, kom haal my uit hierdie bose gebroke wêreld uit. Dat hierdie stikkende, oue, vuil verlate liggaam nuut gemaak kan word. 'n Nuwe liggaam kan ontvang, soos 1 Korintiërs 15 vir ons sê, in 'n oomblik, in 'n oogwink sal ons van gedaante verander word. 'n Nuwe liggaam ontvang wat nie siek sal word nie dood sal ondervind nie pyn sal hê nie, wat nie honger sal raak nie en geen tekortkoming sal ondervind nie. En wanneer ons hierdie prentjie in gedagte hou, wanneer ons elkeen as kinders van die Here volkome genesing sal ontvang, dan word die verdrukking en die tydelike siekte draagsaam. En na dieselfde hoofstuk sê Paulus, Romeine 8 vers 18, sê hy uitdruklik vir een vir my, dat ek reken by myself, dat die lyding van hierdie teenwoordige wêreld nie kan opmeet teen die heerlikheid van die lewe hierna nie. En die derde persoon wat sug in hierdie gedeelte is die Heilige Gees, wat begeer dat die kind van God nuut gemaak moet word. Nie net van siekte nie, maar van sonde. Dat ons finaal klaar verlos is van die vlees, wat tog in baie Christene se lewens die oorhand kry. En hierdie sigtinge is in 'n begeerte dat die werk van die kruis volkome by Christus se wederkoms volstrek sal word. Volkome in sy verlossing, maar ook volkome in sy genesing. Wat dit vanmôre vir my sê as kinders van die Here, liewe vriende, is dat ek en u moet verstaan dat siekte is deel van hierdie wêreld, dit gaan gebeur, dit gaan plaasvind, selfs met u en met my. En dit is sonder twyfel sodat ons vanmôre hier sien dat daar is vir jou en vir my genesing. Maar ons nie altyd volkomme genesing hier op aarde sal ontvang. Dat daar kinders van die Here pynlike, seer, dode sterwe. Dis die hartseer realiteit. Maar die boodskap daar agter is dat die volle genesing sal geskied by Christus se koms, waar ons nuut gemaak sal word. En daarom moet die begeerte van Christus se koms in jou en my hart lewe. Die begeerte om hom te sien en die uitwerking ook van sy genesing te beleef en te ondervind. Volgende sien ons die middel van genade, die middele van genade vir genesing. Die eerste is gebed en aanroep. Die Here sê, roep my aan in die dag van benoudheid in Psalm 50.
Maar ook dan sien ons die gemeentelike praktyk van Jakobus 5 vers 14 tot 16 wat sê, is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep. En dan gee die ouderlinge 2 opdragte om daardie persoon te salf en hande op te lê, 3 en vir hulle te bid. En die Here sê dat deur daardie gebed sal die kranke opgerig word. Vanmôre kan ek en u in ons persoonlike binnekamer God vra vir genesing. Maar ons kan vanmôre ook sê, Here, ek wil u vorentoe kom en vra, sal u my aanraak? Ons gaan vanaand die geleentheid gee, nou nie vanmôre, liewe vriende, dat as daar iemand is wat die begeerte het om die Here te vertrou vir genesing, dat ons vanaand hier die uitnodiging sal maak, na ons hoor waarom die Here siekte toelaat, om ook te kan bid en die Here vas te hou. Maar dan sien ons ook selfs die sakramentslewe. Aan die tafel onderskei ons die Here se liggaam. Ons ontvang die teken van die verbruikste liggaam en die gestorte bloed, die bron van volledige verlossing. So wat ek vir u daardeur sê, en wat die woord vir ons kom openbaar, selfs deur die nagmaal, wat ons vanmôre aan deel gaan hê, kan ek Jesus vertrou, dat daardie werk aan die kruis, waar hy my genesing bewerk, dat deur sy wonde vir my genesing oorgedra is, kan ek terwyl ek nagmaal gebruik vanmôre, sê Here, wil u nie my kom gesond maak, en my kom genees, van wat ook al die kwel, of die probleem vanmôre mag wees. Maar dan volgende sien ons die geloof en die soewereiniteit in die Bybelse span. Geloof vra vrymoedigheid vanmôre van een van my af. Om nie skaam of bang of teruggetrokke te wees nie, maar om God se uitnodiging aan te neem, dit wat hy vanmôre vir ons kom sê. Kom na my toe almal wat vermoeid en belas is. Roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal klop en maak vir my oop. Wat nooi die Here ons tot toe? Dat hy ons kan verlos, dat hy ons kan kom herstel, dat hy ons kan kom genees. Maar geloof rus ook op nederigheid. Wie my wil, dis nie my wil nie, maar sy wil. Die Nuwe Testament is eerlik oor onvervulde genesing. Paulus sien ons het die doring in die vlees gehad. Triomfinus sien ons in Timoteus het hy siek agtergelaat. Self Timoteus het ook aan 'n maag dikwels gelei. Tog bly ons bid en die Here vashou en vertrou vir genesing. Ware geloof is nie ek kry want ek beveel nie, maar ek vertrou wie U is. Jehovah Rafa, die God wat genees. Dit eer God meer om aan hom die lof en prys te gee, nie aan mense of aan myself. Vanmôre sien ons die naam van die Here, Jehovah Rafa, 'n verklaring van wie hy is. Ons sien die vervulling daarvan in die kruishout van Jesus en dat deur sy wonde daar vanmôre nog steeds vir jou en vir my genesing is. En vanmôre nooi die Here ons om deel te hê aan sy tafel en om te vertrou vir daardie genesing en te vra, Here, soos U liggaam vir my gebreek is, wil U nie myne kom herstel. Soos U bloed vir my gevloei het, wil U nie my kom genees. Dat ons die Here daaroor sal vashou en vertrou, nie op mense of op ander nie, maar op hom alleen self. Amen. Kom ons bid saam. Vader Here, ons sê vir U dankie vanmôre vir U woord wat tot ons kom. Dankie dat U tot ons spreek en vir ons kom openbaar presies wie U is. En dat ons kan sien in die boodskap van genesing, daar waarlik vir ons genesing is. Nie omdat ons dit van U kan eis nie, nie omdat dit ons toekom maar net, maar uit genade uitkom, nooi ons nog vandag om U te vertrou vir volkome genesing. Maar ook hier vir ons liggaamlike probleme. Here, ek weet nie vanmôre wie wat se kwel of pyn of seer mag ondervind nie. Maar U doen. En vanmôre weet ek, Here, sit U al baie individue hier wat die werk van genesing ondervind het. En mag ons nie vergeet om U daarvoor te eer nie, te loof en te prys en te aanbid as Jehovah Rafa, die God wat genees. Maar ons wil U vashou en vra, Here, dat U deur hierdie reeks in en deur ons lewens sal kom bewerk. Here, met siekte kom maar baie keer soveel vrae in ons harte op, dinge wat ons nie verstaan of begryp nie. Maar dankie dat ons vanmôre kan weet, U self is die antwoord daarvoor. Wil U nie naby aan ons kom vanmôre
en vir ons wys dat deur u wonde daar vir ons ook hier in hierdie dag genesing voortlê. Seën ons Here en kom wees ook met ons. Ons bid dit in die heilige, kosbare en dierbare naam. Amen.